Pat woon in die omgewing, sy word in kennis gestel. Trevor Johnson, wat 'n ver familielid van hulle is, 'n afgetrede polisiebeampte, hy haas hom ook na die toneel. En wat vir mevrou Taart, toe sy daar opdaag, gesê word, as sien is toe op daardie stadium reeds dood, van die omstanders sê vir haar, ons wou vir een wat nog geleef het hospitaal toe vat, maar die polisie het vir ons gesê, no leaving me is an exhibit. Nou, hierdie tipe opmerkings het die vermoë om baie verhoudinge te vertroebel. Ek wil nie die stelling maak dat een dit sou oorleef het indien hy wel op daardie stadium afgevoer is hospitaal, maar dat die opmerkings gemaak is. Meneer Trevor Johnson daag op die toneel op, 'n toneel wat, hy's 'n ou ervare polisiebeampte, wat hy sê die toneel was sleg vertrap. Meneer Keith Alexander, sekuriteitshoof van SPAR, sy indruk is dieselfde as mense met baie jare se ondersoek ondervinding, sê dit is nie na wense hanteer nie. Meneer Johnson maak die deurbraak deurdat in die omgewing is daar 'n motorhawe, en op die motorhawe is daar 'n klompie geslote band televisie kameras gemonteer. Hy gaan so toe en vra of hy nie die videomateriaal kan bestudeer nie, want van die getuies het hom gesê dat die aanvallers het met 'n Ford Husky daar opgedaag en ook 'n beskrywing gegee van dit. Trevor sien toe dat 4:45 die oggend het daar inderdaad 'n Husky daar op die perseel ingery, en kort na die skietery is die Husky daar weg, en Trevor vra vir die eienaar van die, want hy kry ook eers die ooggetuies wat die voertuig gesien het, hulle sê dis inderdaad die voertuig waarmee die aanvallers hier opgedaag het. Trevor maak 'n afdruk van die videomateriaal van die rekenaar af, en hy vat dit na sy huis waar hy goeie rekenaar toerusting het, en op die video, op 'n spesifieke hoek kan 'n mens sien dat die besondere Husky het op sy linkerkantste skyfdeur het hy 'n klomp krapmerke, so hy was in 'n botsing gewees. Trevor gaan kry 'n foto van 'n Husky, en hy scan dit op sy rekenaar in, en hy verf die voertuig soos wat die oor beskryf, en hy verf ook die krapmerk aan die linkerkantste skyfdeur verf hy ook in. Met hierdie foto van die teikenvoertuig gaan hy na die polisie en sê vir hulle, dit is hoe die voertuig lyk wat julle moet soek. Hy sê, ja, ons weet nie waar om daai voertuig te kry nie, en die goeie nuus is, Trevor het toe vir die volgende 11 dae, het hy elke dag, heeldag, taxistaanplekke in Johannesburg besoek, en in 'n poging om hierdie besondere taxi op te spoor. Op dag 11 toe sien hy die besondere taxi by Alexandra staanplek, en hy het nog foto's geneem van die taxi, wat 100% presies dieselfde skade vertoon het as wat hy op die teikenvoertuig aangebring het. Hy het die voertuig gevolg tot waar dit die nag oorgebly het. Daarna is hy na die polisie toe met sy 2 foto's en vir hulle gesê, ek weet waar die voertuig is en wie die bestuurder van die voertuig is, en op grond van hierdie inligting is beskuldigde 1 toe gearresteer as die bestuurder van die voertuig. So ek dan kom ons gee vir Trevor so nou wel lekker aan. Situasie is, beskuldigde 1 gaan wys vir beskuldigde 2 uit, en nommer 2 gaan wys vir nommer 3 uit. Al die beskuldigdes maak erkennings en bekentenisse en gaan doen uitwysings van die toneel en word op uitkenningsparades deur 2 getuies uitgewys. 'n Pragtige goeie saak word gebou en uiteindelik staan 3 van die inligting was dat daar omtrent 8 rowers was, maar nou is daar 3 van hulle in die hof en die verrigtinge neem 'n aanvang. Die 3 beskuldigdes het mekaar nou oor en weer beskuldig en elkeen van hulle het nou sy eie regshulpraad advokaat. So ons praat nou van 'n behoorlik vol hof. Nou die proses wat daar gevolg is, ek gaan nie eens in die detail in. As vir mevrou Taar wat nou al in Oktober maand haar eerste bloukie geloop het en jy gaan nou nog met een se vrou Claudia, gaan jy saam hof toe, en die verwagtinge wat daar by hulle is, vanoggend 10:00 gaan hierdie hof begin. Maar 10:00 begin die hof nie, hy begin 12:00. En 2:00 die middag dan iemand 'n verskoning oor hoekom hierdie hof dan nie moet verder sit nie. Ek dink die frustrasies wat lede van die publiek ervaar,
is eintlik onbeskryflik. Daar's 'n geweldige emosionele opwelling tydens so 'n saak en as dit nie vinnig gebeur nie, is dit teleurstellend. Die verrigtinge neem 'n aanvang en die verdedigingsadvokate vra dat al wat 'n getuie is moet na die misdaadtoneel toe gaan om daar vir hulle sekere uitwysings te gaan doen. Die regter gelas dit, maar as ons daar opdag dan het die polisie nie. Sy sê ook neem foto's van die toneel en meet die plek op en as jy daar kom met die polisie nie kameras nie en dit ook nie maatbande nie. En die uiteinde is ek hanteer maar daardie aangeleenthede om net te verseker dat hierdie aangeleentheid voortgaan. Maar die gevaar is as jy net 'n bietjie te veel suggereer, kry jy dalk 'n onreëlmatigheid. Situasie is dat wanneer so verhoor begin, dan sit die prokureur van die slagoffer sit maar daar in die publieke galery. Jy kan vooraf 'n bietjie met die aanklaer gesels en vir 'n paar suggesties maak en dis meer. Die belangrikste gedeelte van die getuienis is natuurlik hierdie videomateriaal waarmee hierdie Ford Husky uitgeken is. Nou toe dit kom op die stadium wanneer hierdie getuienis aangebied moet word, blyk dit dat daardie besondere CD wat Trevor vir die polisie gegee het, dat dit nou weggeraak het. Nou, daar's allerlei reëls, onder andere die beste getuienisreël en hierdie uitkenning van die voertuig is natuurlik nou die aspek waaroor die hele saak draai, so dit word baie intens aangeval en ons sit met die probleem die video is weg, of die oorspronklike afdruk is weg. Die goeie nuus is, ek spoor die tegnikus op wat destyds vir Trevor in die eerste afdruk gemaak het en hy sê maar hy het dit op die harde skyf van die rekenaar gestoor en ons haal die harde skyf uit en maak afdrukke en vat dit hof toe en op die manier herwin ons dit. Maar voor dit gaan soek ons eers dit wat oorspronklik gemaak is. Nou, Alexandra se moord en roofeenheid bestaan op daardie stadium nie meer nie. Ek kontak hulle bevelvoerder en sê maar waar is daai bewysstukke wat onder jou beheer was? Hy sê die eenheid is ontbind. En hy sê ek het dit gelos by Alexandra. As jy Alexandra vra maar waar is daai belangrike bewysstukke, maar dit was eintlik nie ons nie. So die goeie nuus is ons het daarom as gevolg van die toeval dat iemand dit op die harde skyf gestoor het en dit nooit uitgewis was nie, kon ons daardie getuienis aanbied. Uit 'n logistieke oogpunt is daar nou 3 verdedigingsadvokate, daar's 'n staatsadvokaat, daar's 'n regter met 'n assessor en almal wil na hierdie videomateriaal kyk. Nou het jy 'n klomp monitors nodig en jy het 'n klompie DVD-spelers nodig. Nou, ek vra vir die staatsadvokaat, het hulle die kapasiteit om hierdie te wys? Hulle het nie. Die uiteinde is ek moet na Makro toe gaan en vir die storie vertel en hulle stel dit vir my beskikbaar om te laat installeer sodat ons ten minste na die getuienis behoorlik kan kyk. Die verhoor is veral gekenmerk deur intensiewe binneverhore, want al wat 'n uitkenning is en uitkenningsparades is, word alles intens betwis en ek wil die stelling maak dat die helfte van die totale hoftyd is gespandeer aan is die beskuldigde se regte soos vervat in artikel 35 behoorlik nagekom en die risiko wat jy in die hele tyd aan mevrou Paar en Claudia moet verduidelik is dat indien 'n hof sal bevind dat enige van die reëls nie nagekom is nie, dan raak daardie getuienis soos byvoorbeeld bekentenisse raak dit ontoelaatbaar. So jy's deurlopend, jy's van dag tot dag as jy wonder jy watter brokkie getuienis gaan vandag oorleef en wat gaan die uiteinde van die verhaal wees. Die verhoor nou uiteindelik begin met getuies wat geroep moet word. Nou moet vooraf gekonsulteer word met getuies. Een van die getuies woon op daardie stadium in Giyani. Nou, hier is een punt wat ek graag wil maak is, as ons vra wie is die slagoffers van misdaad, mevrou Paar en haar dogter is sonder twyfel slagoffers en een se 2 klein kindertjies. Maar die ooggetuies wat hierdie insident gesien het en wat die persone uitgewys het op 'n uitkenningsparade, hulle kon nie weer teruggaan na hulle huis toe nie, want hulle weet daar was 8 rowers waarvan net 3 uiteindelik gevang is en hulle weet hierdie ouens het met 'n outomatiese geweer geskiet en niemand kan hulle beskerm nie. Die uiteinde is dat een van die getuies het opgehou werk in die omgewing en hy is Giyani toe. Toe ons hom uiteindelik opspoor, toe hy op daardie stadium reeds vir 10 maande werkloos.
Die goeie nuus is, ek het dit onder SPAR se aandag gebring, hulle het vir hom 'n werk gegee in Louis Trichardt. Wat ek net wil maak is, as die gemeenskap nie bewus is van wie almal uitvalslagoffers is en daar planne gemaak word nie, dan kry hulle werklik seer in die verhaal.